we're compensated for morning, but I'm pretty sure most that aren't coming are gonna watch it on, like the ones who wouldn't come in the morning are gonna watch it on makes sense. Skies spin their dance within your breath. Time runs its race within your head. My mind runs wild to comprehend what no mind on earth could understand. Your ways are higher, your thoughts are wilder. Love came like madness, poured out in blood-washed romance. It makes no sense, but this is grace. And I know you're with me in this place. Here now, all I know is I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I hear now. Spirit breathe like the wind, come have your way. 'Cause I know you're in this place. Faith makes a fool of what makes sense. Breeze found my heart where love when justice called for my day. So, goeienaand, baie welkom aan almal van julle. Dis lekker, ek sien daar kom nog mense in. Welkom Boeta. Ek gaan net so 'n paar afkondigings met ons deel voordat ons in die woord ingaan. Baie welkom ook aan die mense aanlyn. Alhoewel jy dit eers môre gaan hoor. Ons internet is af, maar baie welkom. Sou jy ingeskakel wees en na ons kyk. Ons waardeer jou. Goed, so ek het net so een afkondiging. Dit is julle het dit nou al oor die afgelope tyd gehoor. Dit is die mannekamp. Die laaste betalings kan nou gedoen word. So as jy mannekamp toe gaan, asseblief, jy is welkom om daar by die toonbank, inligtingstoonbank, net jou betaling te hanteer, of as jy regtig waar nog wil inskryf en kan betaal, is jy meer as welkom. Dit is ook nog oop. Maar baie dankie vir al die manne wat ingeskryf het. En dan so terwyl ons op die mannetrand is, ons is minder vaders vanaand hier soos vanoggend, so daar's baie chocolates wat vir my gaan oorbly. As jy 'n vader is, wil jy net opstaan nie. Ons wil julle graag eer en net vir julle ietsie kleins gee in die hand. Ons waardeer julle en ons eer julle as vaders.
Daar sê. Het almal gekry? As jy nie gekry het, steek jou hand op. Nee, ek gaan nie daai kant toe eens kykie. Goed, ons gaan dan vanaand kom om die Here te loof en te prys en mag jy regtig vir hierdie tyd wat ons so saam het gebruik om alles wat vanaand op jou hart is, regtig waar net neer te lê voor die Here en vir hom te kom sing, hoe waardig hy is. Hy verdien dit. So ek gaan oorgee aan Mike, baie dankie Mike. Kom ons, jy's welkom saam met my op te staan. Kom ons loof en prys die Here. Like David, I want a faith like Paul. I want to sing like Silas, staring down the prison walls. I want to face that fire, won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I want to walk like Moses, right through the waves. One day I'd see the promised land, no longer slaves. The fear is darkened, no can take out my faith. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I want a gift like Mary, I wanna break my vase. I want to sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it full. I'm gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I'll praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. So I'm gonna praise. I'll praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I'll praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I'll praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. I want to love like Jesus, that kind of grace. I want to live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give Him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise. Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory,
the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. En die wat wag in die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My
wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja. En halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. En is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. En is my God, ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Who thought I'd find you in the lowest place? Who thought you'd feel me in the crowd? Who knew you'd make good of my mistakes? You're nothing like I thought you were, you're better. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. It's who you are.
What a God, what a God. I thought you'd show up for perfection. What kind of God looks for the lost? They say it's over for the sinner. You said, no it's not, no it's not. You say, no it's not, no it's not. What a God, what a God. Oh, what a God, what a God. What a God, what a God. It's only you. What a God, what a God. If the highest place I've reached is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my everything. If one word is the only thing you speak, then I've heard it all. If I feel your heart and never see your hand, I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy. God, you are my everything. Oh God, you are my everything. God, you are mine. What a God, what a God. What a God, what a God. It's only you. What a God, what a God. You are worthy, Lord. What a God, what a God. 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 You're worthy, Lord. What a God, what a God. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. It's only you. What a God, what a God. What a God, what a God.
What a God, what a God. Oh, thank you, Lord. What a God, what a God. You are worthy of our praise. What a God, what a God. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ be lifted up. What a God. What a God, what a God. What a God, what a God. What a God, what a God. Vader, so baie dankie. Ja, Here, dit is lekker om vir U te sing, Here. Dit is lekker om hierdie waarhede te kan sing, Here. En te kan weet, Here, as dit nie vir U bloed was nie, en dit nie vir U was nie, Here, het ons dalk groot probleme gehad, Here. Maar Here, dit is so groot voorreg om vanaand saam te kan wees, Here, as liggaam. Here, die liggaam waarvoor U U lewe gegee het. Here, dankie dat ons kan inkoop tot die liggaam, Here. Dankie dat ons lewe mag gee vir U liggaam, Here. Want ons het U lief. En Here, mag ons dade, Here, werklik waar daarvan spreek. Mag dit nie net lippetaal wees nie. Maar Here, mag dit uit ons harte uitkom wanneer ons sê, Here, ons het U lief. Ons dankie daarvoor. Mag U verheerlik word vanaand in ons midde. Here, soos wat ons U nou verheerlik het, Here, wil ons ook kom bid vir die offergawe, Here. Dit wat ons vanaand kan kom bring en vir U kom gee. Ja, Here, mag ons dit doen met neerbuigende harte, Here. Met 'n diepe respek, Here. Met die vrees van God, soos U woord dit beskryf. Here, ons wil vir U gee, want ons het U lief. En Here, dankie dat U woord sê dat U het 'n blymoedige gewer lief. En Here, ons weet dat dit gaan nie oor die geld nie, Here, U besit dit. Here, U besit die vee oor 1000 heuwels. Here, U is in beheer daarvan. En Here, ons kan nie U uitgee nie, Here. Ons kan nie, we can't outgive you. Maar Here, dankie dat ons werklik waar dit wat baie van ons vat, na U toe kan bring. En vra dat U dit mag seën tot vermeerdering van U koninkryk en uitbreiding van U koninkryk. Dit, Here, wat werklik waar saak maak. Here, daar is so baie dinge wat in die wêreld aangaan. Maar Here, dit wat saak maak is U koninkryk. Want dit is blywend, dit is ewig. En ons dankie vir die voorreg wat ons het om daarin te mag saai. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Jy mag maar jou sitplek neem. Dankie vir die span wat ook opneem. So, terwyl die span opneem, as jy vanaand die eerste besoeker hierso is, wil jy nie net jou hand opsteekie? Ons wil graag vir jou net 'n water in die hand gee. Baie welkom vir julle. Dit is lekker om julle hierso te hê. Ons gaan net vir julle water in die hand gee. Baie welkom by ons. Awesome. Good. Baie dankie ook aan die band.
Ons waardeer julle. Julle is amazing. Ja, julle mag hulle maar 'n hande klap gee. Goed, ons gaan vanaand 'n interessante Psalm deurgaan. Maar is daarom nie baie lank, is nie Psalm 119 nie, julle hoef nie te bekommer nie. Maar ook nie 117 nie, want anders kan ons nou huis toe gaan. So ons gaan vanaand bietjie, ek wil met julle iets deel uit Psalm 1 uit. En Psalm 1, so heel voor, as jy in die middel van jou Bybel oopmaak, die heel eerste Psalm daar, so Psalm 1. Eintlik 'n baie bekende Psalm. En ek wil juist 'n bietjie 'n paar punte uit dit uitlig wat vir my redelik uitgestaan het. En as ek dink aan hierdie Psalm, as jy hom so deurlees, dan dink ek aan hierdie persoon wat so gewoond is om 'n sekere, kom ons, dit het al met jou ook seker gebeur. Jy ry 'n spesifieke pad en dalk is dit jou pad huis toe of werk toe of waar ook al dit mag wees, maar jy ry hierdie pad so dikwels dat jy naderhand met toe oë hierdie pad kan ry. En dan op een dag maak jy jou oë oop en jy kyk rondom jou en sien, maar hierdie is nie dieselfde plek nie. Dit is 'n ander straat na my, hoe het jy nou hier uitgekom? En na so 'n bietjie nadenke, dan kom jy agter jy het net te vroeg afgedraai. Dis hoekom jy by die verkeerde plek is. En hierdie Psalm 1 laat my aan so iets dink. Sonder dat, dit was nie my doel opset gewees dat jy verkeerdelik afgedraai het nie. Jy het maar net uit gewoonte uit, het jy gedink, weet jy wat, ek het dit, ek ken hierdie pad, hoe gaan ek nou die verkeerde pad ry? Hierdie is al deel van my mondering, dit is, ek weet hoe om dit te doen. En op 'n dag bevind jy jou net per ongeluk, oepsie, het jy verkeerdelik afgedraai en jy's op die verkeerde plek en dan het jy so vinnige skok wat deur jou gaan, hoe kom jy hierso en dan besef jy, ek het nou die verkeerde afdraai gevat. En hierdie Psalm 1 laat my dink aan so iets. So ek wil hê ons moet dit saam lees, as jy jou Bybel het, kan jy dit vir my oopmaak daar by Psalm 1. En dan gaan ons dit saam lees. Want die laaste ding, ek dink hierdie Psalm, hy is so 'n bietjie straightforward en hy kom en hy konfronteer my en jou werklikheid. Dit wat in ons werklikheid aangaan. Maar wat vir my nog mooier is dat hy kom openbaar die wonderlikheid van die waarheid aan my en jou. So, kom ons lees daardeur. Hy sê, die opskrif is, en dit is ook die tema van vanaand, is die 2 weë. So, Psalm 1 lees daar in vers 1, hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Ek gaan daarso stop. Ons gaan so 'n bietjie daai gedeelte opbreek. Ek het hom daar op die woord. Op die woord daar op die skerm. Vir die wat nie hulle Bybels het nie. So hy sê, hy begin, dan sê hy welgeluksalig. Jy kan daai woord eintlik so in 3 opdeel. Wel, geluk en salig. Nee, dit beteken gelukkig. So gelukkig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. So as jy jouself nou vra, wat is dit? Ek dink as ons na die mens kyk, die mens het verskeie opinies, idees, ons is vol idees, nog meer vol opinies, wêreldbeskouinge, ons worldview, dan ondervindinge, en daaruit, uit al hierdie dinge, kry ons wysheid. Let mooi op die woord, ons wysheid. Uit hierdie idees, opinies, fokusse, wêreldbeskouinge, kry ons wysheid. En sê nou maar dit gebeur dat daar 'n krisis opduik, dan bedien ons uit ons wysheid uit. Wie ook al dit nodig het, né? En jy mag dalk dit gaan dalk bekend klink, dat wanneer iemand jou so bedien uit daai wysheid uit, dan sal hulle sê, weet jy wat moet jy doen? Klink dit nie bekend nie. Weet jy wat moet jy doen? En dan daarna sal daai wysheid volg, wat hierdie persoon uit sy fokusse, opinies, idees en wêreldbeskouinge uitgekry het, sal hy jou daarmee bedien. So,
wat ek en jy moet op fokus hierso is dat waarop ek en jy fokus, dit is wat my en jou wysheid gaan wees. So is interessant dat Jesus dan kom en jy kan saam met my blaai daarna Matteus 6 toe. Ek dink ek het hom vir julle daar agter ook gegee. Matteus 6 vers 22 en 23. Hoor wat sê Jesus aan sy disippels hierso. Hy sê hierso in Matteus 6 vers 22 en 23 sê hy: Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? So hier kom Jesus en hy sê aan sy disippels, eintlik wat hy vir hulle hierso sê is, dit waarop jy fokus, dit is wat die lig in jou gaan bring. So die lamp wat in my en jou brand, die lig wat in my en jou brand, is as gevolg van dit waarop ons fokus. En let op wat sê hy hierso, hy sê hierdie lig kan duisternis wees. So hoe weet jy kyk na die regte ding? Hoe weet jy fokus op die regte goed? Hoe weet jy jou wêreldbeskouing is reg? Want ons sien, dit kan duisternis wees. En dan sê hy, as dit duisternis is, hoe groot is hierdie duisternis dan nie? Want dan is jou hele lewe, wil ek sê, besig op 'n rigting wat jy dit nie wil inhê nie. En jy weet dit nie, want jou fokus is nie reg nie. So nou kom hierdie psalmskrywer in Psalm 1 en hy sê, maar welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Wie is dan die goddelose? Ek wil sê die goddelose is dan die man wat nie fokus op God, sy goddelikheid en gesag nie. Dit is wie dit is. Sy fokus is nie reg nie. Dit is nie wat dit moet wees nie. Hy's goddeloos, dit sê dit in die woord. Sy fokus is nie op God nie, glad nie. So, as ons nou moet dink in ons lewe, waar gaan 'n mens hierdie raad hoor? Want die ding van goddelose raad is, dis volop beskikbaar. In vandag se lewe is goddelose raad reg rondom jou. Die ding van goddelose raad is, jy gaan dit kry, al vra jy nie eens daarvoor nie. Dit is die ding van goddelose raad ook. So, ek dink aan 'n voorbeeld, as jy dalk 'n bietjie al die rugby gekyk het, ek dink die Springbokke het gespeel, maar sê nou maar, hulle het verloor, dan gelukkig, gewoonlik, in ons sitkamer, sit al die topkeerders. So ons kan daai raad glo, wat daar dan nou bedien word. Sou die Springbokke verloor, kan ons al daai raad glo? Of kan ons regtig? Nee, dit is die ding van goddelose raad, dit is oral beskikbaar en dikwels kom dit uit my en jouself uit. Ek en jy moet waaksaam wees rondom dit. So wat moet ons inteendeel doen? Ek skryf vir myself, eerder moet ons die regverdiges se raad volg. Dit is so half vanselfsprekend, so half voor die hand liggend, dat jy eerder die regverdige se raad wil volg. Wie is die regverdige dan? Dit moet jy jouself ook afvra. Die regverdige is iemand wie se fokus op die Here is. Maar jy gaan dit nie net van, daai persoon gaan dit nie vir jou kom sê nie. En jy gaan dit nie net van 'n myl af dalk raak sien nie. Maar sou jy met die persoon begin praat, sal jy sien dat sy fokus is die Here, die lig van die Here het op sy hart geskyn, en soveel so dat dit 'n impak op sy lewe het, dat hy verander het. Van 'n persoon wie hy was, na 'n persoon wat die Here hom geroep het om te wees. Want hy het die lig raak gesien, hy het God raak gesien, en dis 'n belangrike ding. Ek en jy kan van die Here hoor. Ons kan selfs betrokke wees in die Here se werk, en sy werk doen. Maar ons kan hom nie sien nie.
En hier is die ding, as jy hom nie sien nie, is jou fokus verkeerd. Ek en jy moet homself sien. Ons moet hom raak sien. Jy as individu moet die Here raak sien. Want as jy hom raak sien, dan skyn sy lig op jou hart. En dit is wat jou verander. En dit is die raad, dan wil jy na so ou se raad luister. Want nou wandel hy nie meer in sy vlees nie. Hy wandel nie meer in sy, soos ons nou gesê het, sy wysheid. Die wysheid wat hy bekom het deur idees, opinies en wêreldbeskouinge nie. En slim mense en motiveerders nie. Nou kom sy wysheid van God af. Jy weet, die woord is so duidelik daaroor, die woord sê in Jakobus dat die wat wysheid kort kom, laat hom dit van God vra. En hy sal gee sonder om te verwyd. Dit is wat hy sê. Maar waar gaan ek en jy om wysheid te soek? Ons gaan na slim mense toe, want hulle het wysheid. En nou wil ek weet, of het hulle werklik die wysheid? In 'n ander gedeelte in die skrif kom die woord en hy sê, maar die Here het die wysheid van hierdie wêreld dwaas kom maak. So jy sien, daar's 'n groot ding rondom dit. Ware wysheid lê by God homself. En wanneer jy regverdig voor hom staan, dan begin jy anders te kyk na die lewe en ander vrae vra. En daar's ander antwoorde waarna 'n mens kyk, wanneer 'n mens so op fokus. So, terug by die Psalm, hy sê, die volgende punt sê hy, in daai selfde vers in vers 1, sê hy, laat ek weer terugblaai soontoe. Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars. Dis die tweede een. Dis interessant hierdie hoe hy gaan wandel, staan, en dan gaan ons sien die volgende een is sit. So het so tipe van 'n progressive volgorde wat hy volg, né? Wandel, nou staan. Nou as ek hierdie skrifvers lees, dan dink ek aan iemand wat so, en ons het dit al vroeër gedoen, né? So jy staan net daar en sê maar, ek staan mos net hier. Hulle is besig om iets daar, die mense is besig om iets goddeloos te pleeg, maar wat sê jy? Nee, ek staan net hier. Ek het niks met dit te doen nie. Kyk hoe mooi aangetrek is ek. Kyk my kerkkleertjies aan. Ek het niks met hierdie te doen. Ek staan net hierso. Ek kyk net. My hande is nie deel van dit wat hier gedoen word nie. Ek staan net en kyk. Wat sê Dawid hierso? Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie staan op die weg van die sondaars. Dis nou nie heeltemal wat dit beteken nie. Ek kry net daai prentjie ook. Maar hy praat hier van 'n weg. Nee, in die Engels praat hy van path. Nou wat is die ding van 'n weg? Weg wys rigting aan. Is dit nie so nie? Weg wys rigting aan. En hier is die ding, dat daar's 'n rigting waarin die sondaar beweeg. En die rigting waarin hy beweeg is nie dieselfde rigting as waarin die regverdige beweeg nie. So daar's iets wat ek hier moet optel hier van wat Dawid hierso skryf. Ek staan nie eers op die weg, want dis 'n rigting. Ek het iewers op 'n pad geklim dat ek op hierdie rigting staan waar ek nie moet staan nie, want die rigting van die regverdige is nie dieselfde as die rigting van die goddelose of die sondaar nie. So die feit dat jy daar staan, sê dat jy klaar verkeerdelik besluit het. Jy moet nie daar wees nie. Daar's 'n ander rigting waar die regverdige op beweeg. En hoe weet ek dit? Hoor wat sê in dieselfde boek, blaai net bietjie aan. Psalm 16. Psalm 16 vers 11 sê die volgende: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig. Lieflikhede in die regterhand vir ewig. Jy sien, die regverdige kan verseker wees. Jy hoef nie te wonder nie. Die ander predikant sê dat as jy eers vra of dit sonde is, dan is dit sonde. As jy eers wonder daaroor, moenie verder vra, dit is sonde. Nee? Maar die regverdige kan verseker wees. Hy kan verseker wees oor sy pad. As jy wonder wat se pad jy inslaan, dan moet jy weet,
Die regverdige wonder nie. Die regverdige weet, hy sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Ek dink, ja, is Petrus wat dit gesê het. Toe die Here vir hulle vra, wil julle nie ook gaan nie? Toe sê Petrus vir hom, maar Here, in U mond is die woorde van die lewe. Waartoe sal ons gaan? U is die pad, U is die weg. So dit is belangrik, nee, dat die regverdige kan seker wees oor sy pad, waartoe hy beweeg. Ek dink aan hierdie een voorbeeld van David Gibbs. Hy vertel 'n verhaal van hoe hy groot geword het. En hy het groot geword by sy oupa. Maar let op die manier hoe hy groot geword het. Daai tyd sê het die TV's net uitgekom, sneeuvlokkie TV's. En hy sê hy sê dat die aand besluit hulle as 'n sin, hulle gaan TV kyk. En sy oupa sê hulle sit die TV aan en die man op die TV sê hierdie Engelse woorde, hy sê what the heck. En hy sê sy oupa stop daar, hy vra van wat het daai man nou net gesê? En hy herhaal dit vir sy oupa, hy sê nee, hy het gesê what the heck. Oupa sê vir hom, sit af die TV en gaan bær hom in die garage. En hy sê hy het nie probleem daarmee gehad nie, want hy het groot geword, dat in daai huis vloek jy nie, en jy gebruik ook nie 'n plaasvervanger vir 'n vloekwoord nie. En dit is wat my laat dink aan hierdie. Jy staan nie eers op die weg van die sondaars nie. Jy moet nie kyk hoe naby as moontlik jy aan die afgrond kan beweeg nie. Die idee is om te kyk hoe ver daarvan af jy kan beweeg. Dit is wat hierdie skrifgedeelte hierso sê. Dan gaan hy aan. Hy sê, en nie sit in die kring van die spotters nie. So daar is daai progress wat beweeg, nê? Wandel, sit, wandel, staan, sit. En dis die ding van sonde ook. Dit kan maklik jou kry om te sit in jou gemak. Jy wandel eers daar en dan staan jy 'n rukkie daar. En dan lyk dit oukei en dan keer jy dit goed en dan sit jy. En dan het jy moeilikheid. So hy praat hierso, hy sê ons die regverdige sit nie in die kring van die spotters nie. Nou hierdie woord spotters het ek na gaan kyk toe ons klein was. En jy terg en jy spot, dan is dit tipies. Ons het gesê na. Nee? Dit is wat ons gesê het. Hoe lag nie van nou daar agter, hy weet. Hy doen dit met sy sussie. Na. Nee, dit is wat ons mee spot. Dit is die woord wat ons sit nie in die kring van die spotters nie, maar hierdie woord is glad nie wat na dit verwys nie. Hierdie woord in Spreuke 21 vers 24 gee vir ons 'n bietjie 'n verduideliking van wat hierdie spotters is wat hy hierso van skryf. Spreuke 21 vers 24. As ek daarby uit kan kom. Hy sê die volgende: 'n vermetele, 'n trotsaard word 'n spotter genoem. Een wat in oormaat van vermetelheid handel. En nou vra jy dalk, wat het vermetelheid en trotsaard met 'n spotter uit te waai of te doen? Jy sien, hierdie spotter wat hierna verwys word, is 'n persoon of iemand wat klein geld maak van 'n persoon wat in God glo. En dalk het jy jouself al in sulke gesprekke bevind, waar jy sit saam met beleese mense of manne of vroue, wat volgens die wêreld baie wysheid besit, en hulle praat af op die Christen, die persoon wat sy vertroue in die Here plaas. En hulle maak grap daarvan. En dan voel jy dalk te skaam om te sê, maar ek is daai persoon wie jy van praat. Jy mag jouself al dalk in sulke gesprekke bevind het. En dit is die spotters wat hiervan gepraat word. Dit is die persoon wat, hy is hierdie self-made man.
Ek het alles wat ek gedoen het, alles wat ek behaal het, is as gevolg van my. Ek het dit reg gekry. En jy wat glo, jy's eintlik net te lui. Jy wat so bid en in die Here glo, jy is eintlik net te lui. Jy moet harder werk. Dit is hierdie persoon, ek skryf dit hier vir my neer, ek sê, dit is iemand wat homself verhef teen die gesag van God. Dis die spotter wat hiervan gepraat word. En dit is die 3 punte, so ons het nou net so vinnig deur vers 1 gegaan. Dis die 3 punte waar die regverdige homself nie bevind nie, of nie daarin wandel nie, nie daarby staan nie, en ook nie in daai kring sit nie, en deel vorm van die kring nie. Dan sê hy verder in Psalm 1 in vers 2, maar sy behaag is in die wet van die Here. Die nuwe vertaling sê, die woord van die Here. Hy verwys na die hele woord. Nee? En hy oordink sy wet dag en nag. So, ek skryf vir myself ook hier neer dat, wat maak jou opgewonde? Wat kry jou excited? Wat kry jou opgewonde en bly? Want dis 'n goeie indikasie waar jou fokus is. Dis 'n goeie indikasie wat vir jou belangrik is. Dis dalk 'n goeie ding vir my, jou as jong mens ook. Wat is vir jou belangrik? Dit is wat jou opgewonde en jou excited kry. Hierso kom die woord, hy sê maar die regverdige, sy behaag, dit wat hom excited kry, dit wat hom opgewonde maak, is wanneer hy die woord van die Here vat en daarin tyd spandeer. Dit moet vir jou lekker wees wanneer jy die skrif vat om te weet, die Here gaan nou met jou praat. Psalm 133 sê dit ook, hy sê by die oopmaak van sy woord is daar lig en dit gee aan die verstandiges wysheid. Wanneer jy die woord vat, selfs met Psalm 109, nou dat ek vir julle twee kyk, 119 sê dat, hoe kan 'n jongeling sy pad skoon hou? Deur dit aan die woord te hou. Dit is belangrik. Die woord van God moet jou excited maak. Wanneer jy sy woord vat, tyd spandeer daarin, moet jy kinderlik opgewonde wees, want dit is vir jou belangrik. En daar's 'n boodskap daarin elke keer as jy die woord oopmaak. Maar hier is die vraag, glo jy dit? As jy dit glo, dan is jy soos hierdie man. Nou gaan hy verder. Hy sê, en hy sal wees, so hierdie is die effek van vers 1 wat ons nou gelees het. Nee, van hierdie regverdige. Hy sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Daar's eintlik 'n mond vol hierso. En wat is die belangrike ding, die besonderse ding van 'n boom wat by water geplant is? Daar's heeltyd water. Daar's heeltyd water. Daar's heeltyd dit wat hy nodig het. Dit wat hy kort om sy vrugte kan dra. Het jy al gedink aan die proses, hoe die boom natuurlik, wanneer hy kry wat hy nodig het, natuurlik vrug dra. Het jy jouself al gevra, kry jy wat jy nodig het? Want as ons na ons lewens gaan kyk, dan sien ons kry dikwels meer gereeld, nie wat ons nodig het nie. En hierdie skrifvers is 'n goeie vers om my jou te laat ondersoek. Is ek geplant by die waterstrome? Is ek werklik daar geplant? Want as ek daar geplant is, gaan ek kry wat ek nodig het. Die oomblik, ek wil sê in hakkies, dis die Engelse woord nou, die oomblik wanneer ek en jy needy raak, is 'n goeie ondersoek om vir jouself te sê dat, is ek geplant by die waterstrome? Want nou raak ek needy. 'n boom wat by waterstrome geplant is, het heeltyd water. Hy het heeltyd die voeding wat hy nodig het. En wat gebeur? Hy dra vrug. Ek en jy gaan vrug dra. Die oomblik wanneer ons geplant is by die waterstrome, die heeltyd,
is daar water. Johannes 15, hoor gou wat sê Johannes 15 vers 5. Jesus kom en hy kom sê dit self hierso. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie is straightforward. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hoe lyk die vrug in jou lewe? Vers 4 sê, so is die goddelose mense nie. Maar soos kaf wat die wind verstrooi. Jy sien die ding van kaf is, daar is nie 'n wortel nie. Hy's lig. Hy het die effense briesie van 'n wind nodig en hy waai weg. En kyk waarmee vergelyk die woord die goddelose. Daar's geen wortel nie. Daar's geen diepte nie. Geringste ding wat gebeur, ek loop net en die wind van die manier hoe ek loop, kan verby daai kaf gaan en hy gaan wegwaai. En nou dink jy aan jou eie lewe, as daar storms kom, as daar iets kom wat nie voorbeplan is nie, as daar iets is wat jy regtig waar nie gesien kom het nie, en daai wind kom verby, is jy soos hierdie boom wat geplant is, of is jy dalk soos hierdie kaf, wat net kan wegwaai. En dan sê hy in vers 5, daarom sal die goddelose, is interessant hoe hy daai woord gebruik, daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Jy sien, daar's 'n plek waar die goddelose nooit by sal uitkom nie, nooit. Maak nie saak wat se rang, wat se mag, maak nie saak wat dit is. Daar's 'n plek waar hy nie sal kan bestaan nie. Hy sal nie kan staan in die oordeel nie. Wie is dit wat oordeel? God is dit wat oordeel. Hy is dit wat oordeel. En die goddelose sal nie kan staan in die oordeel nie. Hy sal ook nie kan bestaan in die raad van die regverdiges nie. Daai byeenkoms van die regverdiges nie. Daar's 'n interessante skrifversie, ek het hom nou vergeet, maar dit is in 2 Timoteus, sê die woord dat die wat Jesus se naam noem, daar moet geen sonde by so 'n persoon wees nie. En dan sê hy, want God kies die regverdige. Hy weet wie dit is. Hy kies jou. So dit sê ook, hierdie skrifvers kan ook sê dat ek kan vanaand jou noem, broer of suster in Christus, maar die feit dat ek jou dit noem, sê niks. Daar's 'n dag waar God oordeel, en waar hy kies, nie ek nie. En dis ook wat ek sê, hierdie psalm is eintlik meer dieper as wat ek gedink het. Dat daar kom 'n dag wat God, hy is die een wat oordeel. Hy is die een wat kies, hy is die een wat besluit, en hy kies die regverdige. En maak nie saak wat ek sê, of wie iemand anders te vir jou sê, jy is so goeie Christen, jy is so oulik, dit maak nie saak nie. Daar's 'n plek waar die regverdige wandel. En dit is nie saam met die goddelose nie, dit is nie in die kring van die spotters nie. Hy staan nie op die weg van die sondaars nie. En hy neem ook nie die raad van die goddelose nie. Jy sien, daai regverdige, dit is wie God kies. Dan gaan hy, en dis die laaste skrifvers, vers 6, hy sê, want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Nou, hoekom kan ons sê dat die Here ken die weg van die regverdiges? Jy kan hierdie dalk sê, en dit sal nie heeltemal verkeerd wees nie, dat hy ken die weg van die regverdiges, want die regverdiges laat sy wee of haar wee
totaal oor aan God. Daarom ken hy die weg van die regverdige. Ek wil hom net vir jou vinnig in die Engelse vertaling lees, want hy sê dit ook op 'n manier. Ek gaan sommer vir jou dit in die Amplified lees. Hy sê, "For the Lord knows and fully approves the way of the righteous." Jy sien, hy keer dit goed. Maar dan is daar nog 'n manier hoe ek en jy hierdie kan sê. Hoe ek en jy kan sê, die Here ken die weg van die regverdige. Daar's nog 'n manier hoe ons dit kan sê. En hierdie manier klink so: Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En nou vra jy dalk, hoekom klink dit so? Daar's 'n plek waar Jesus gekom het en hy het gesê, die seun van God, hy het gekom en hy sê, ek is die weg. In Johannes 14. Jy sien, daar's 'n weg wat die regverdige volg. En dis nie 'n paar weë nie, daar's een weg. Dit is die Here se weg. En hierdie weg se naam is Jesus. Daar's een weg om gevolg te word, waarop ek en jy staan, wat ek en jy moet loop. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Dit is wat hy hierso vir my en jou kom sê. Ek en jy kan hierdie pad regloop, wanneer ons die seun volg, wat die goeie herder is. Ek wil hom weer vir julle deurlees. Hy sê, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Nou val hierdie ook my by, hierdie is mooi, wat sy vrugte gee op sy tyd. Jy sien, daar's 'n tyd vir 'n sekere vrug. Baie kere dan neem ek en jy die Here aan, en ons begin regverdig te wandel, en die vrug is nie daar nie. En wat gebeur nou? Nou raak ek en jy frustreerd, want die vrug is nie daar nie. Maar luister mooi wat sê hy hierso. Hy gee sy vrugte op sy tyd. Daar's 'n tyd vir sekere vrugte om te bloei en uit te spruit. Waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Jy sien, die regverdige en die goddelose verskil in die manier hoe hulle dink, optree en waaraan hulle behoort. En daar kan jy jouself vanaand bietjie afvra. Waaraan dink jy? Waaraan behoort jy? Aan wie behoort jy? En hoe tree jy op? Want dit is in ander woorde wat hy ook in vers 1 vir my en jou kom sê. Welgeluksalig is jy, die regverdige. Jy sal gelukkig wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U getrou is, Here. Dankie dat ons na U toe kan kom. En wanneer ons na U toe kom, Here, dat ons kan glo dat U is, Here, en dat U 'n beloner is van die wat U soek. Here, dankie vir U woord en Here, dankie vir Psalm 1. Dankie dat U ons die twee weë kom bekend maak, Here. En ook die diepe verskil daarin, Here. Dat daar 'n duidelike verskil is in hierdie twee weë, Here. Maar Here, wat belangrik is dit wat ons kies, Here. En dankie dat ons vanaand ook in ons harte mag besluit, Here, dat ons U kies, Here. Dat ons kies om soos die regverdige te wandel.
die persoon, Here, wat U liefhet. Here, wat U wet dag en nag oordink. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U woord in ons harte mag kom lê. En Heilige Gees, dankie dat U die een is wat hierdie naprediker van die woord sal wees, Here. Dat U ons bedien, Here, daar waar ons gaan. Here, dat wanneer ons tussen mense sit, wanneer ons met mense praat, Here, dat Psalm 1 by ons sal opkom. Here, dat ons nie skaam sal wees om te sê dat ons is daardie persoon wat U volg. Ons is daardie, noem dit nou maar, 'n mal mens wat Jesus glo. Ons sal bly wees, Here, om daardie titel te dra. Want Here, ons weet dat U die goeie herder is. Ons weet dat U die koning is van die heelal. Here, dat U die een is wat 7 sterre in die regterhand vashou. En Here, dat U die skepper is van elkeen van ons wat vanaand hier sit. Dankie daarvoor, Here. Mag U woord ryklik in elkeen van ons woon. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan kom om 'n laaste liedjie saam te sing, en as jy gebed nodig het, wil ek jou uitnooi. Ek en van die span gaan saam met jou bid. Ons wil graag saam met jou bid. Dit is belangrik. Ek dink as mens vra of jy gebed nodig het, dan is ek een wat eers sal sê. Ek dink jy kan nie genoeg gebed kry nie. Dit is belangrik om konstant in dit te wandel en in gesprek met die Here te wees. Soos jy gebed verlang, asseblief, jy is welkom uit te kom. En dan wil ek jou vra, staan saam met my op. Kom ons sing 'n laaste lied saam vir die Here. Baie dankie. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Ooh, oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free.
Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. Dankie Vader vir die aand, Here. Dankie dat ons dit mag afsluit. Ja, Here, in die groot naam, Here. Here, ek wil bid vir elkeen wat hier staan vanaand, Here. Dankie dat die nabyheid van die Heilige Gees, Here, die liefde van die Vader en die genade van die Here Jesus Christus met elkeen wat hier staan, Here, vanaand mag wees. En Here, dat elkeen dit ook so sal onderskei, Here, soos wat hulle uitbeweeg. Mag U verheerlik word in ons midde, in Jesus naam. Amen. Seën vir jou, ons lekker koffie daar buite, geniet dit. Dankie, totsiens.